Goeiedag, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, ons Heer, en ek hoop julle het 'n fantastiese week gehad en mag die Here se seën op u gerus het. Vandag gaan ons met die tweede video gaan ons weer 'n bietjie verder kyk na die tabernakel wat so ryk is aan simboliek en tipologie. Dit is verbasend as 'n mens regtig begin inkyk in die tabernakel, hoeveel rykdom God vir ons daarin gee. En as 'n mens net dit beter kan verstaan, dan sal 'n mens baie dingetjies verstaan in verband met koninkryksreëls en beginsels. So, kom ons recap net gou-gou vir ons 'n bietjie kan aangaan. Ons gaan net vinnig deur die laaste 2 skyfies hardloop, die belangrikheid van getalle in die Bybel. Ons het verlede week het ons gesê 1 is eenheid, Godheid, 2 gemeenskap, ooreenkoms, ooreenstemming, 3 is drie-eenheid, die Godheid, 4 verwys altyd na die aarde het 4 hoeke, 4 windrigtings. Ons het Openbaring 7 vers 1 gelees daarso. 5 is altyd genade. Dit is 'n nommer wat jy verskriklik baie gaan sien in die tabernakel. Nommer 6 is die mens. 7 is die nommer van perfeksie, verwys ook altyd na God ook. 8 is 'n nuwe begin, verandering. 9 is die gestalte of die samestelling van God se koninkryk. Die 9 vrugte van die Gees, die gawes. Dan kan ons kyk na nommer 10 is die verantwoordelikheid. Ons het 10 gebooie gehad. Dit is die mens se verantwoordelikheid. Dan 11 praat van goddelike openbaring en wysheid. Dan 12 is administrasie. God het gewerk in 12, jy sal sien hy 12 disippels gehad, hy 12 stamme gehad. Dan nommer 30 is die ouderdom van bediening. Jy sal sien dat in Numeri 4 vers 3 wat ons gelees het, die priesters het hulle bediening begin op die ouderdom van 30 en Jesus Christus het ook sy bediening begin as jy in Lukas 4 vers 1 gaan kyk, waar hy sy bediening op die ouderdom van 30 begin het. Dan is die nommer 40 wat beproewing of toetsing is. Matteus 4 en Lukas 4 sal jy dit ook sien, die 40 dae wat Jesus mos gevas het en in die woestyn was. Die 40 jaar wat Israel in die woestyn was. So dit is 40 is beproewing. En dan kyk ons na 50 is 'n jubeljaar van vryheid. As jy sien in die woord, elke 50 jaar moes jy jou slaaf of jou diensmense moes jy vryheid voorgee. Dis wanneer hulle vrygespreek word. Ook skuld is ook vrygespreek op die jubeljaar. Dan het ons gekyk ook na die betekenis van aardse stowwe. En ons het gaan kyk ons na Exodus 25 vers 3 tot 7, wat het God gesê, wat het hy alles nodig vir die tabernakel. En ons kan vinnig gaan deur hardloop. Goud, goddelikheid, rykdom, silwer, saligheid, verlossing, deug, krag, reinheid. Koper is die oordeel, die bokhaar is die profeet of sonde las. Rooi ramsvelle is die koningsbloed gestort. Robbevelle het geen skoonheid gehad nie, dit was verskriklik taai. Akasia hout, bedorwe verganklike vlees. Uitgestampte olyfolie verwys na die Heilige Gees. Reukwerk van speserye is lofprysing en aanbidding. En dan het ek gesê van die onyxstene en die stene vir die skouerkleed en borstas van 12 stene. Dit is die kosbaarheid van God se volk.
En ek het ook vir julle verduidelik dat die stene wat jy in die woord van God kry, wat jy in die Nuwe Jerusalem kry en in die borstas van die hoëpriester gekry het, is ansotropiek, wat beteken as jy suiwer lig deur hulle skyn, dan sal jy al die wonderlikste kleure sien. En ek het ook genoem dat 'n diamant nie anisotropiek is nie. En dis hoekom jy nie die diamant sal sien by daardie kosbare stene in die woord van God nie. Want as jy suiwer lig deur hulle skyn, vertoon hulle nog steeds wit en swart. Nou vir hierdie week gaan ons begin kyk na die volgende gedeelte, is die betekenisse van die kleure. En die is vir my so mooi, dat as 'n mens dit eers besef, en jy sien die kleure, dan sal jy besef wat dit alles so fantasties maak as jy na die tabernakel kyk. Pers, of in die Engels sal ons gesê het blue, is verwys na koning. Dis 'n koningsblou, blue of pers wat hulle in Afrikaans na verwys. Hier sal jy dit vind in die boek van Matteus. Die boek Matteus verwys altyd na Jesus as die koning. En dit is waar ons onderwerp aan hom, aan Jesus Christus. Dis waar jy Jesus ontdek in Matteus as die koning. Dan kom ons by die fyn linne of die wit. Dit is verwys na die perfekte mens. Hier identifiseer ons met Jesus Christus, en dit sal jy sien in die boek van Markus, dat Markus verwys na die perfekte mens, en hier waar ons met hom kan identifiseer, dat hy ook wel vlees geword het en onder ons kom woon het. Dan het ons die bloedrooi, of in die Engels soos hulle sê, scarlet. Dit verwys na die redder, wat ons in Lukas vind, dat hy is die redder, en die oorgawe word aan hom gemaak. En baie ironies is dat hierdie kenteken of die eienskap van Jesus Christus as die redder, jy dit in die boek Lukas vind. Vir die van julle wat dit nie weet nie, Lukas was 'n geleerde man gewees, en hy was 'n dokter. So baie ironies dat die Here verkies 'n dokter om te verduidelik wat 'n redder is in Jesus Christus. Dan het ons purperrooi of purple in Engels. Dit verwys na die seun van God. En dit is waar ons hom aanbid as die seun van God. En dit sal ons sien in die boek van Johannes. Dis baie prominent in die boek van Johannes, dat Johannes noem verskriklik baie waar hy praat van die seun van God. Dit is die 4 kleure, en jy gaan hierdie kleure verskriklik baie teekom in die tabernakel, so jy moet dit onthou. Kom ons hardloop net vinnig weer deur dit, sodat ons dit net bietjie beter kan verstaan. Die pers of blue is verwys na die koning, Jesus as koning, en ons onderwerp onsself aan hom, en jy sal dit in Matteus, die evangelie wat ons het, wat na dit verwys. Fyn linne of white, perfekte mens, dis waar ons met Jesus identifiseer as mens in die boek van Markus. Bloedrooi of scarlet is waar dit die redder is. Ons maak 'n oorgawe aan hom in die boek Lukas, en dan purperrooi, purple, seun van God, aanbid hom in die boek van Johannes. Nou goed, nou gaan ons 'n bietjie kyk na die uitleg van die meubelment. Nou ek gaan hier met my muis vir julle 'n bietjie wys op die skerm. Hierso is die koperaltaar. Dit is die ingang gewees van die tabernakel in die voorhof. Hierdie gedeelte sal julle later sien, is verwys na die voorhof. So dis die koperaltaar eerste meubelment wat jy sal teekom soos jy inkom.
Dan sal jy die koper waskom vind. Dan sal jy ingaan deur die deur en dan sal jy die goue kandelaar aan jou linkerkant vind. En jy sal die goue tafel met toonbrode aan jou regterkant vind. En reg in die middeldeur sal ons die goue reukaltaar vind voor die gordyn waar jy ingaan na die versoendeksel en die ark in die allerheiligste. So dit is die koper altaar, die koper waskom, die goue kandelaar aan jou linkerkant, goue tafel met toonbrode, goue reukaltaar en dan die versoendeksel en die ark wat in die allerheiligste is. Snaaks genoeg, as jy net na die uitleg van die meubelment kyk, dan gaan jy iets baie interessant sien. En jy sal op hierdie prentjie wat ek vir julle wys, mooi wys dat jy sal die koper altaar hier vind, die koper waskom, dan sal jy aan jou linkerkant die goue kandelaar en aan jou regterkant die tafel van toonbrode sien en dan die goue reukaltaar en dan sal jy by die ark en die versoendeksel uitkom. So net met die uitleg van die meubelment sien ons reeds 'n kruis. En al hierdie meubelment verteenwoordig Jesus Christus. Soos ons die elkeen sal behandel, sal ons sien dat hulle verteenwoordig. Nog iets wat baie interessant is, waar jy die kruis prominent sien met die tabernakel, is nie soseer binne in die tabernakel nie, maar rondom. En dit is die manier of hoe die Israeliete hulle kamp opgeslaan het rondom die tabernakel. Jy sal sien daar die klein gedeeltetjie daar binne wat ek nou my muis op wys, dit is die tabernakel. Dan sal jy sien hierdie gedeelte, hierdie kampe hier rondom, dit sal die Lewiete wees wat daarso kamp reg rondom die tabernakel. Dan sal jy die stam van Juda, Isaskar, Sebulon vind en dan sal jy Reuben, Simeon en Gad, dan Asser, Naftali, Efraim, Manasse en Benjamin sal jy rondom sien. En as jy van die bo af kyk, dan sien jy baie duidelik 'n kruis. So die hele tabernakel verwys na Jesus Christus. Dan sal ons gou gaan kyk, dan wil ek vir julle net verduidelik die gedeeltes wat ons na verwys. Heel eerstens die ingang is bekend as die poort. Dan het ons die voorhof, hierdie hele gedeelte is die voorhof. Dan sal ons hê waar jy ingaan in die heilige is die deur, dit staan bekend as die deur, alhoewel dit 'n gordyn was, is dit 'n deur, dit staan bekend as die deur. En dan het ons die voorhangsel van die allerheiligste. Nou as ons net gaan kyk, kom ons gaan lees gou net eers Eksodus 26 vers 31 en 37. Hoop julle het julle Bybels by julle. Dan kan julle saam met my lees. Nou kom ons lees. Verder moet jy 'n voorhangsel maak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. As kunstige werk moet jy dit maak met gerubs. En jy moet dit ophang aan die 4 pilare van akasiëhout wat met goud oorgetrek is en ook kramme van goud het en op 4 silwer voetstukke staan. En jy moet die voorhangsel onder die hakkies ophang en bring die ark van die getuienis daar binnekant die voorhangsel. Hier praat hy van die voorhangsel wat vir die allerheiligste. En jy vers 34 en jy moet die versoendeksel
op die ark van die getuienis neerlê en in die allerheiligste en sit die tafel buitekant die voorhangsel en die kandelaar teenoor die tafel aan die suidekant van die tabernakel. Maar die tafel moet jy aan die noordekant sit. Jy moet ook vir die ingang van die tent 'n bedekking maak van pers, purperrooi, bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veelkleurige werk, en maak vir die bedekking 5 pilare van akasia hout en trek hulle oor met goud. Hulle kramme moet ook van goud wees en jy moet daarvoor 5 koper voetstukke giet. En dan die ander gedeelte is Eksodus 27 vers 16 en vir die poort van die voorhof 'n bedekking van 20 L van pers, purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veelkleurige werk, daarby 4 pilare om hulle en hulle 4 voetstukke. Hier kan ons sien dat die voorhangsel, die deur se gordyn en die poort het alles bestaan uit die 4 kleure wat ons behandel het. En dit sal jy sien dat as dit verteenwoordig die volheid van Christus. Elke kleur verteenwoordig 'n eienskap van Jesus Christus as die koning, as die perfekte mens, as die redder en as die seun van God. So as jy dit gesien, die poort sien of voordat jy by die deur ingaan, voordat jy by die allerheiligste ingaan, sal jy altyd Jesus sien. So baie belangrike punt wat ek wil noem. As ons gaan kyk na Johannes 14 vers 6. Blaai vir my na Johannes 14 vers 6. Dis 'n versie wat almal baie bekend is mee. Ek hoef dit eintlik nie eens te lees nie. Ek ken dit reeds uit my kop uit. En Jesus het hulle geantwoord en gesê dat ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Dit het Jesus genoem en baie mense is nie bewus daarvan nie. Die poort se naam wat die Jode het die poort genoem die weg. En die deur het hulle genoem die waarheid. En die voorhangsel het hulle genoem die lewe. So dis het Jesus Christus toe hy in Johannes 14 vers 6 genoem het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Kan 'n mens dit duidelik sien dat die kleure is hy. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Nou goed, ek wil graag net vir julle nog 'n slide wys. Dit is 'n model wat 'n mens partymal kry by baie museums en goedes in Israel, en dit is wat verteenwoordig hoe dit min of meer gelyk het met die tabernakel. Maar baie interessant. Kom ons lees Psalm 100 vers 4. Dan sal 'n mens iets sien hier wat die psalmdigter hierso noem. En kom ons lees dit saam. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam. Dat as ons die voorhof wil ingaan, moet ons met lofgesange ingaan. Dus moet 'n mens, as jy Jesus Christus ontmoet het, moet jou hart verbly wees, want ons is losgekoop met sy bloed. Nou goed, ek wil net die tyd ook net so half dop hou dat ek nou nie te veel nie. Kom ons kyk na hierdie slide. Ek glo nie ons gaan tyd kry vir meer as dit nie. Kom ons lees gou eers Eksodus 27 vers 9
tot 18. Exodus 27 vers 9 tot 18. Jy moet ook die voorhof van die tabernakel maak. Aan die suidekant na die suide toe moet daar vir die voorhof behangsels wees van fyn dubbeldraad linne. 100 el moet die lengte vir die een kant wees. Daarby 20 pilare met hulle 20 kopervoetstukke. Die kramme en die ringe van die pilare moet van silwer wees. So moet daar ook aan die noordekant in die lengte behangsels wees 100 el lank. Daarby 20 pilare met hulle 20 kopervoetstukke. Die kramme en die ringe van die pilare moet van silwer wees. En in die breedte van die voorhof aan die weste kant moet daar behangsel van 50 el wees. Daarby 10 pilare en hulle 10 voetstukke. En die breedte van die voorhof aan die ooste kant teen sonop 50 el, sodat daar 15 el behangsel vir die een kant is, daarby 3 pilare en hulle 3 voetstukke, en vir die ander kant 15 el behangsel, daarby 3 pilare en hulle 3 voetstukke, en vir die poort van die voorhof 'n bedekking van 20 el van pers, purperrooi, bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veelkleurige werk, daarby 4 pilare en hulle 4 voetstukke. Al die pilare van die voorhof moet rondom van silwerringe voorsien wees. Hulle kramme moet van silwer wees en hulle voetstukke van koper. Die lengte van die voorhof moet 100 el wees en die breedte 50. By 50 en die hoogte 5 el en die fyn dubbeldraad linne, daarby voetstukke van koper. Nou goed, mense, dis 'n hele verduideliking, maar as ek dit vir julle net kan wys hierso. Wat hy gesê het hierso is daar moet 100 el aan die noorde kant, 100 el aan die suide kant, en dan 50 el aan die weste kant, en dan het hy gesê 15 el aan die een kant met sy 3 pilare en 15 el met sy 3 pilare, en dan in die middel 20 el wat die poort verteenwoordig met sy 4 pilare aan die ooste kant. So as ons dit nou sal sien, dis 10, 20, 20 en 10, dit verteenwoordig 60 pilare. Nou die omheining, as 'n mens dit nou opbreek, 6 is die mens, en 10, soos ons net genoem het, is verantwoordelikheid. Die tabernakel is omring, en dit is die wit linne, die perfekte mens, die wit linne, wat reg rondom gespan is, Jesus Christus wat die poort is. Hy het die mense verantwoordelikheid op hom geneem. Okay, so ons kan duidelik sien dat is die wit linne, is die perfekte mens, dit verwys na Jesus Christus wat die hele tabernakel omring, en dat hy die mens se verantwoordelikheid op hom geneem het, wat verwys na sy kruisdood. Nou, die volgende gedeelte is elke pilaar wat hy vir ons verwys na. As ons hier kyk, dan sal ons sien dat hy het genoem dat hy elke pilaar moet silwer kopstuk en ringe het. Silwer verwys na die verlosser, Jesus Christus, ons verlosser. Dan is elke pilaar is van akasia hout gemaak. Wat het ons gesê, akasia hout is vir
is bedorwe vlees. Dit is Christus wat vlees geword het vir ons. En aan die bokhaartou het ons genoem ons vroeër dat dit verwys na die sondelas. Hierdie tou is die sondelas. En dat elke voetstuk sal op koper rus, want dit is die oordeel. Koper verwys na die oordeel. So, en dan het hy koperpenne, wat 'n mens, wat ingeslaan is, maar dit is net in die helfte, dis net half diep ingeslaan. Nou, as 'n mens gaan kyk na die pilare was 5L en 5L van mekaar. Wat het ons gesê? 5 beteken genade. So 5L by 5L verwys na die genade op genade wat ons mee gered word. Die Jesus Christus verteenwoordig in daai pilaar, die bedorwe vlees wat ons oordeel die koper op hom sy skouers geneem het en ons verlos het, en dat die sondelas is vasgenaal, maar soos ek genoem het, is net halfpad ingeslaan. Dus beteken dit hy het gesterf vir ons, hy is gekruisig, hy's vasgenaal vir ons, maar hy het weer opgestaan, die ander helfte wat nie vasgeslaan is nie. Ek hoop julle verstaan wat ek probeer verduidelik het. As ons vinnig deur dit net moet hardloop, die silwer verteenwoordig die Jesus Christus as die verlosser in die vleeslike liggaam, wat ons oordeel, die koper van hierdie aarde geneem het, en die sondelas in die bokhaar vasgenaal het en vir ons gesterf het. Baie mooi as 'n mens dit so sien, dat elke pilaar verteenwoordig Jesus Christus en dat hy ons verantwoordelikheid op hom geneem het, soos wat die 60 pilare dit vir ons toon. My tyd is nou besig om my te vang. Ons kan volgende week gaan ons aangaan met die volgende gedeelte waar ons by die gaan begin met die koper altaar. The altar of sacrifice, waar die diere geslag en geoffer is. Kom ons bid gou saam, want die is vir my werklik waar so kosbaar, as 'n mens dit net altyd sal besef. Dankie Here Jesus vir die voorreg om uit u woord te kan sien, dat u ons sondelas geneem het, dat u dit vasgenaal het aan die kruis, maar dat u wel opgestaan het, en Here, dat u ons so lief gehad het, dat u vir ons kom sterf het. Here, mag ons 'n lig vir hierdie wêreld daar buite wees. Here, en dat ons net die mense kan vertel, dat Jesus Christus is die weg, hy's die waarheid en hy's die lewe. En dat ons werklik waar net uit ons getuienis mense kan wys, en dat mense sal kan sien, dat Jesus Christus leef. Amen. Baie dankie mense, ek hoop julle het 'n fantastiese week, en hoop julle geniet hierdie gedeelte sover. Enige vrae, los vir my enige comments, of dan kan ek vir julle enige vrae beantwoord wat u mag hê. Baie dankie vir die voorreg om dit met julle ook te kan deel. Totsiens.